As ek 'n ouer huis besoek, dan sien ek net 'n ou klomp tannies. Hier en daar is daar 'n man. So ons gaan kyk na 'n weduwee. Sy het 'n man verloor en toe het dit sleg gegaan. So weduwees, wees bly dat julle mans nog leef. Dames, dat julle nog nie weduwees is nie. Liefdevolle Vader, dankie vir die pragtige gelykenis van Jesus. Mag ons hier lesse leer wat ons lewe gaan verander. In Jesus naam, amen. Jesus het na die moeilike tye net voor sy wederkoms verwys. Dis nou in hierdie gelykenis. So hierdie gelykenis is van groot belang, van pas vir ons wat nou leef. Sy volgelinge gaan dit nie maklik oorleef nie. En hy waarsku ons. Met verwysing na daardie tyd het hy aan hulle 'n gelykenis vertel dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie. Bid baie dat jy nie moedeloos moet word nie, want swaar tye gaan kom en dit gaan skielik oor die hele wêreld gebeur. Hy het ook aan hulle 'n gelykenis vertel met die oog daarop dat 'n mens gedurig moet bid en nie moedeloos word nie en gesê, daar was 'n regter in 'n stad wat God nie gevrees en geen mens ontsien het nie. En daar was in daardie stad 'n weduwee en sy het gedurig na hom gekom en gesê, doen reg aan my teenoor my teeparty. En 'n tyd lank wou hy nie. Steed al weg. Maar daarna het hy by homself gesê, al vrees ek God ook nie, en al ontsien ek geen mens nie. Tog sal ek, om met hierdie weduwee my moeite gee, en haar reg doen, sodat sy nie eintlik kom, en my in die gesig slaan nie. Toe sê die Here, hoor wat die onregverdige regter sê. Sal God nou nie reg doen aan sy uitverkorenes, wat dag en nag tot hom roep nie, al is hy ook lankmoedig in hulle geval. Ek sê vir julle, dat hy gou in hulle reg sal doen. Daai gou is natuurlik 'n bietjie rekbaar. Maar as die seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op aarde vind? Vraag. Dink jy nie ons dien 'n ontsettende, genadige, liefdevolle God nie? 2000 jaar voor sy wederkoms gee hy vir ons hierdie gelykenis om vir ons te vertel hoe om in hierdie laat uur te kan oorleef. Die regter wat hier uitgebeeld word, het hom nie aan die lydenis en ellendiges gesteur nie. Hy het die weduwee wat daar saak voor hom gelê het, onophoudelik afgejag. Ag man, loop. Gaan na Sasa toe vir hulp. Sy het ten spyte van sy onbeskofte gedrag maar net aangehou kom. Hoe lank bid ons? Kom om haar saak voor die regter te stel. So Jesus wil vir ons iets in hierdie gelykenis leer. Die regter het geweet haar saak het meriete en dat hy haar dadelik kon help. Maar hy het nie. Hy het sy gesag misbruik en die genot daaruit geput om haar te sien pleit. Maar sy het sy onbeskofte sadisme geïgnoreer en hom sonder ophou lastig geval. Sy het geweier om moedeloos te word. Ag, daar kom my ou tannie alweer hier aan. Hy is 'n sadis. Maar die tannie is weer hier. Die ou tannie het nie opgehou kom nie. Wat wil Jesus vir my leer? En so het hierdie volhardende weduwee net aangehou, totdat die onregverdige regter haar saak aangehoor het. Luister na sy reaksie. Vir God het ek wel geen eerbied nie, en aan 'n mens steur ek my nie. Maar aangesien hierdie weduwee so aanhou om my lastig te val, sal ek haar in haar regsaak help. Anders kom klap sy my op die ou end ook nog. Ag, wat ek ou skepsel tog maar help. Ek wil nie geklap word nie. Ten einde sy reputasie te red,
en swak publisiteit te vermy, het hy reg laat geskied. En nou maak Jesus die volgende verruklike uitspraak, wat ons gaan raak. Die Bybel is so 'n mooi boek. Toe sê die Here, hoor wat sê die onregverdige regter, sal God dan nie aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep, reg doen nie? Sal hy lank laat wag? Ek sê vir julle, hy sal hulle help en gou ook. Hier is seker gebeure wat gou gaan gebeur. Maar sal die Seun van die mens by sy koms nog geloof op die aarde vind? Jesus kontrasteer die onbeskofte regter met ons liefdevolle hemelse Vader. Dis 'n kontras, 'n teenstelling. Die regter het uit selfsug aan die weduwee se versoek voldoen, sodat hy van haar gekerm ontslae kon raak. Hy het zero meer gevoel vir haar gehad, en haar ellende het nie vir hom saak gemaak nie, sy kan maar krepeer. Ek het nie 'n saak met die ou tannie nie. Maar hoe anders mooi is God, my liewe vriend. Sy gesindheid teenoor ek en jy, wat hom in die gebed nader. Hy jak ons nie af nie. Ons behoeftes word met oneindige, onmeetlike jammer te beheen. Klein dingetjies. Dan sit ek my sleutel hier. Vergeet ek het my sleutel daar gesit en ek dink hy's daar. Ek kry hom nie. En hoeveel keer dan bid ek, kry ek my sleutel? Hy stel belang in die kleinste behoeftetjie wat ek het. Dis die God wat ek dien. Ons bid te min. Die vrou wat haar saak aan die regter gestel het haar man in die dood afgestaan. Sy was hartseer, sy was stikkend. Brandarm en sonder vriende. Was daar niks wat sy kon doen om die boedel te beredder nie. Dis ook hoe ons deur ons sondes, ons verhouding met die Here verloor het. Ons het zero geregtigheid. Sonde het ons bankrot gemaak. Sonde die mooi uit ons lewe verwoes. Op ons eie is ons hopeloos verlore. Maar deur Jesus word ons tot by die liefdevolle hart van God die Vader gebring. Vader, Janine het 'n behoefte. Hier is sy. Onderneem vir haar. Die verlore sondaar word 'n uitverkorene wat baie kosbaar vir die Here is. Hy het ons uit die duisternis na sy rein lig geroep, om sy lof te besing en soos liggies in 'n donker wêreld te skyn. Skyn jou ou gloeilampie nog. Dis donker, mense soek 'n liggie. Vra die Here as jou lig uitgegaan het, om weer 'n lig in jou hart aan te steek. Die onbeskofte regter het geen belang in die weduwee gehad wat vir hulp kon aanklop nie. Maar om van haar ontslae te raak, het hy haar van haar vyande verlos. In teenstelling het God ons oneindig lief. Ons is nie 'n nommer by hom nie. Ons is vir hom die kosbaarste iets op aarde. Luister na die volgende verstommende liefdestaal wat uit God se hart voortvloei. Hulle is die Here se volk, sy teel. Jakob is die Here se vaste eiendom. Hy het sy volk in die woestyn gevind, in 'n onbewoonbare land, waar woestyndiere stiere skreeu. Die Here het sy volk. Wat? Die Here het sy volk omhels. Kan jy daar arms om jou voel? Om vertroetel en versorg, soos die appel van sy oog. Besef jy hoe kosbaar is jy vir die Here? Verskriklik. Het jy al agterkom
oor die geringste ou stofdeeltjie jou oog kan krap en irriteer. Hy voel ons hartseer en gesukkel, net soos daardie ou stofdeeltjie ons oog krap. Sy ou stofdeeltjie ons oog krap. Dan krap het ook syne. Dis die God wat ons dien. So sê die Here die Almagtige wat my met volmag gestuur het na die nasies toe wat oorlogsbyt van julle gemaak het. Wie aan julle vat aan my oogappel. Toe ek graad 1 toe gegaan het, in die oorlogtyd, het ons gekyk wie is die sterkste in die klas. Ek het nooit daar uitgekom nie. Maar 3 jaar later toe kom my boetie daarin. Ek was toe standaard 1. Ek sê vir hulle, luister, ek is die ou boet van hierdie mannetjie. Julle vat nie aan hom nie. Ons het 'n ander ou boet. Want vir die duiwel sê, jy vat nie aan hierdie boeties van my nie. Die weduwee se smeekbede doen reg aan my teenoor my teeparty. Verteenwoordig die gebede van die kinders van God met betrekking tot Satan, ons groot vyand, ons teeparty. Hy is die aanklaer wat hulle aanklag voor ons God, dag en nag. Hoe lang kla jy ons aan? Sonder ophou. Weer het jy gesien wat so en so nou net gedoen het. Skamstig jou verteenwoordigers. Hy is die aanklaer wat hulle aanklag voor ons God dag en nag. Hy sal ook nooit hoef op te hou nie, want ons sukkel. Hy is gedurig besig om valse inligting te saai, mense te mislei en die volk van die Here te verwoes. En dis vir die verlossing van die mag van Satan, wat Jesus vir ons hierdie gelykenis gegee het. In die profesie van Sagaria sien ons hoe hy sy aantuigings maak en hoe Jesus hierdie vyande van sy kinders weerstaan. Sagaria skryf. Daarna het hy my Josua die hoëpriester laat sien, terwyl hy voor die engel van die Here staan. En die Satan aan sy regterkant staan, om hom aan te kla. Toe sê die Here aan die Satan, mag die Here jou bestraf, o Satan. Jy mag die Here, wat Jerusalem verkies het, jou bestraf. Is hierdie een nie 'n brankhout wat uit die vuur geruk is? Nee. En Josua was bekleed met vuil klere, terwyl hy voor die engel staan. Dis mooi teks hierdie hoor. Dis mooi teks hierdie. Die kinders van die Here word hier as kriminele voorgestel. Josua die hoëpriester pleit vir 'n seën vir sy erg vervolgde volk. Terwyl hy daarmee besig is, staan die duiwel aan sy regterhand. So, as 'n kosmiese oorlog wat ons geen idee van het nie. Hy beskuldig die kinders van God en gee voor dat hulle saak uiters hopelose is. Hy skets hulle gruwelike sondes en swakhede aan die Here. Hy hamer op hulle klomp foute en mislukkings. Hy probeer om hulle in so 'n slegte lig voor die Here te stel, dat hy dit onmoontlik sal vind om hulle uit hulle groot sonde nood te kan verlos. Hy vat vir jou en hy sê vir Jesus, kyk hier, wat 'n misluk persoon is hierdie nie. En hy hoop dat hy Jesus gaan oortuig van ons misluktheid. Josua, as die verteenwoordiger van God se volk, staan veroordeeld in sy besoedelde klere. Kyk hoe lyk my klere. Bewus van sy enorme sondes, knak hy in moedeloosheid. Het mense jou al so sleg gesê dat jy in moedeloosheid geknak het? Ek was daar. Satan skets sy skuld en hy voel buite bereik van verlossing. Tog staan Josua en smeek vir genade terwyl die sadistiese bose hom wil verwoes. Ag Here, help my.
Wat Satan sê is die waarheid, Here, ek kom net na U toe. Sy beskuldigings het reeds in die hemel begin. Satan het sedert sy val daarmee aangehou. Daar gaan nog baie meer word na mate ons die einde van die wêreldse geskiedenis nader. Erger word. Het jy al onder die valse beskuldigings van iemand deurgeloop? Jy weet nie waarom jou kop in te steek nie. Dis diabolies. Is vreeslik. Miskien het jy so iemand wat jou nie wil los nie, wat jou wil verwoes. Hier is 'n boodskap vir jou, hier is 'n boodskap vir my. Naarmate hy besef sy tyd is kort, sal hy met groter diaboliese misleiding en verwoesting voortgaan. Hy kan dit nie vat dat mense selfs ten spyte van hulle swakheid en sondigheid nog groot respek en agting vir die wet van die Here betoon nie. Hy is vasberade dat hulle nie aan God gehoorsaam sal wees nie. Hy sal vir hulle dit so moeilik as moontlik maak, en dis wat hy met ons doen. Hier is 'n mooi ding wat Jesus hier gaan sê. Hy verheug hom in ons swak gedrag, kry lekker sadisties. Hy het subtiele strikke vir ons gestel waarmee hy ons wil verlei en van God wil skei. Hy wil agterkom hoeveel strikke hy vir jou gestel het. Hy is 'n briljante verleier. Hy doen sy bes om God in 'n slegte lig te stel. Dit is ook sy doel om elke liewe mens te vernietig wat daarna streef om God se plan van genade, liefde en meegevoel en vergifnis uit te leef. Hoe nader jy aan die Here kom, hoe verwoestender gaat hy jou verwoes, probeer verwoes. Elke openbaring van God se mag in ons lewens, luister hier, maak Satan woedend. En elke keer wanneer God ten behoefte van sy kinders optree, werk Satan en sy engele onverpoosd om hulle te vernietig. Hy is jaloers op almal wat op Jesus se krag staat, maar in my liewe vriend, jy gaan dit ondervind toe nader jy aan Jesus kom. Onverbiddelikker gaan die Satan probeer om jou te verwoes. Hou vas in die Here se genade. As jy nie reg kry om kwaad te saai, pak hy die skuld op die mense wat hy verlei het. Hy wys ons op ons sondes, van ondankbaarheid en hoe ver ons van Jesus se karakter kort skiet, en hy ons hom onteer aangedoen het. Hy dring daarop aan, dat ons veragtelike geestelike toestand om die reg gee, om ons te vernietig. Satan wil ons vernietig, omdat ons so sleg is. Het jy dit al ervaar? My liewe vriend, ons het die Here verskriklik baie nodig. Hy probeer ons met die gedagte ontstel, dat ons te ver gegaan het, en te verskriklik gesondig het. 'n vriend van my het homself om die lewe gebring toe hy geval het. Hy het gevoel hy kan nie terugkom nie. Ons is geestelik onherstelbaar verlore. En die bloed van Jesus kan onmoontlik nie die liderlike vlek van sonde uitwis nie. Hy probeer ons geloof vernietig. Sê hy, man, die bloed van die Here kan nie jou help nie. Jy het te ver gegaan. As ons aan sy versoekings toegee, sal ons loyaliteit aan die Here versaak. Moenie na sy aantuigings luister nie. Nee. Vlug na die Here toe. Ons is magteloos om Satan se aantuigings te weerlê, want ons kan nie. Ons het gesondig. En as ons na ons sondige toestand kyk, is ons gereed om moed op te gee. Ag, Here, soos Paulus sê, ek ellendige mens, wie kan my verlos van hierdie liggaam van sonde? Ons moet ons net op Jesus, ons advokaat, verlaat. Hy kan met Satan redeneer, nie ons nie. Satan het baie trawante hoor. Hy oordeel regverdig, deurdat hy elkeen vryspreek wat in hom glo. Hy sê, dis reg. Weg is al jou sonde.
My geregtigheid maak jy nou toe. Met vertroue roep ons die Here aan om Satan te bestraf en sy aantuigings te weerspreek. Jesus het vir hom gesê, wyk Satan. Hierdie is mooi. Dit is mooi. Probeer hierdie teks memoriseer. Psalm 7 vers 9. U wat reg spreek oor die volke, Here. Bevind tog dat ek reg het, Here, dat ek onskuldig is, nadat hy ons vergewe. Doen aan my reg, Here, na my geregtigheid en na my onskuld wat by my is. As ek gesê het, vergewe my, dan kan ek so bid. Toe sê die Here aan die Satan, mag die Here jou bestraf, o Satan? Ja, mag die Here, wat Jerusalem verkies het, jou bestraf. Sê hy nie 'n brandhout wat uit die vuur geruk is nie, die vuur van welis en sonde, hy ruk ons daar uit. Satan, weg is jy. Dis die God wat ek dien. As dit nie vir hom was nie. En met die almagtige doeltreffende argument van die kruis, maak Jesus Satan die aanklaer stil. Die kruis maak hom stil. When I survey the wondrous cross, on which the Prince of Glory died, my riches gain I, gain but lost, bar contempt on all myself. Ek en jy kan nou daardie stilte ervaar. Die stilte by Golgotha. Golgotha se stilte doof die geraas van die aanklagte van die Satan. Jy hoor dit nie meer nie. As jy dit hoor, gaan gou na Golgotha toe. Daar's 'n stilte by Golgotha. Want Jesus het al ons sondes gevat. Daarvoor gesterf. Hoewel ons gesondig het Jesus ons sondeskuld op homself geneem. Wat 'n genade. Hy het ons soos 'n brandhout uit die vuur gepluk. Iemand sê vir my, sy gaan vertel hoe sleg sy was. Sy is nie nodig nie. Vertel hoe goed is die Here. Deur sy menslike natuur is hy aan ons gekoppel. Hy het geword soos ons. Terselfdertyd is hy deur sy goddelike natuur aan sy Vader gekoppel. Ons het hier 'n God-mens. Met sy ingryping kan hy elke verlore sondaar red. Is dit nie mooi nie? Terselfdertyd is hy deur sy goddelike natuur aan sy Vader gekoppel. Met sy ingryping kan hy elke verlore sondaar red. Jou ook, my ook. Satan die aanklaer word bestraf. Wyk Satan. My medesondaar. Dink jy nie ons het baie om voor dankbaar te wees nie. Ons hoef nie verlore te gaan nie. Ten spyte van ons gebreke draai nie sy rug op ons nie. Ons doen dit met mekaar. Ons is ontvangers van sy diepste sorg. Sy grootste liefde, sy grootste vergifnis. Daar is nie groter geskenke as dit nie, en hy gee dit vir ons. Hy besit die mag om ons vuil klere te vervang. Hy beklee ons met sy eie kleed van geregtigheid en skrywe, hierdie is so mooi, vergifnis langs ons name in die boeke van die hemel. Wat? Kan dit waar wees? Daar staan vergifnis langs François Du Plessis. Hy belei ons voor die hemelse univers. Satan word as die vyand, die aanklaer en die bedrieger geïdentifiseer. Daar is hy. En dan hierdie mooi woorde. God sal reg aan sy uitverkorenes gee.
die gebed, doen reg aan my, teenoor my teeparty, wat die weduwee gebid het, is nie net van toepassing op die Satan nie, maar ook op mense wat hy aanhits, die Satan aanhits, om ons reputasie te verwoes. Dis vreeslik. Mense wat besluit het om God se gebooie te bewaar, kom agter dat hulle vyande deur 'n duistere mag beheer word. As mense my sleg sê, dan is dit asof ek as 'n demoon hoor praat. Dis nie hoe die Here praat nie. Teestanders het Jesus elke tree van sy weg vervolg en dit vir hom moeilik gemaak, verskriklik moeilik gemaak. Hoe erg was dit? Sal geen mens ooit kan begryp nie. En ons wat net soos die disippels vervolg word, sal ook gedurig versoek word. Ons het die Here nodig. A friend indeed is a friend indeed. Die karakter van die regter in die gelykenis, wat God nie gevrees en mense geminag het, is 'n voorstelling van die korrupte regpleging wat binne sy kinders se verhore gesien gaan word. Moenie dink hier in die eindtyd gaan die regters reg laat geskied nie. Jesus wil hê sy kinders moet besef hoe feilbaar en lafhartig die heersers en die regters in die eindtyd van benoudheid gaan optree. Hy wil hê sy volk moet ten alle tye besef hoe min hulle die mense kan vertrou. Ons gaan die saak verloor. Die Here het gewaarsku. Jy kan nie meer staat maak op die regbank nie. Nie nou nie, maar teen die einde van tyd en ons is klaar daar. Maar jy kan staat maak op die Here. Die uitverkorenes sal voor amptenare verskyn, wat nie volgens die woord van die Here optree nie, maar wat hulle eie ontoegewyde, ongedissiplineerde impulse volg. In die gelykenis van die onregverdige regter het Jesus vir ons getoon hoe ons moet gedra. Sal God dan nie reg doen aan sy uitverkorenes wat dag en nag tot hom roep nie? Jesus ons voorbeeld het niks gedoen om hom te verontskuldig nie. Hy het hom nooit verdedig nie. Hy het sy saak aan die Vader toe vertrou. Ons moet ook nie mense beskuldig of veroordeel of tot geweld oorgaan om onsself te verdedig of te verlos nie. Jy beklei nie terug nie. Here, hier is my saak. Help my asseblief. Volgende keer. Hoe moet ons optree wanneer Satan sy werktuie gaan gebruik om ons, net soos vir Jesus, te gaan mishandel en probeer te verwoes? Dit is baie belangrik. Mag die Here ons help om uit die gelykenisse te leer hoe om in hierdie ernstige laatuur voor die wederkoms op te tree. Liefdevolle Vader, hier is 'n kosmiese oorlog aan die gang. 'n vyand wil ons verwoes en U die verlosser wil ons red. Ons kom na U toe om ons saak te verdedig. Dankie daarvoor. In Jesus naam. Amen.